Marijke Steyn, dit is op 'n Saterdagoggend in Pretoria, Ja. heerlik om met jou te gesels. En ek wil vandag met jou gesels as 'n eyster. So, die reeks gaan oor om die eyster in ander mense raak te sien. En ek het net besef, Marijke is 'n eyster en ek wil 'n bietjie daaroor gesels vandag. Baie dankie. So, kom ons begin by die geboorte. Ja. Waar kom Marijke vandaan? So ek is in Kimberley gebore, my pa was in die weermag gewees. So ons het my kinderjare redelik rondgetrek. Kimberley, Oshikati, Mafeking, ja. En in Queenstown opgeëindig en daar 'n paar jaar gebly en toe ons Piet toe verhuis. En my pa is toe uit die mag uit en hy het sy eie besigheid begin en ja, so ek het meeste van my laerskool, hoërskool en universiteit in Piet spandeer. So, die stad met die wind, sê hulle? Nou trap jy op toe. Is dit nie? So, Hoe sou jy PE beskryf? PE is so vriendelik, selfs die wind waai vir jou. O, dis eintlik die vriendelike stad. Dis eintlik die Dis nie die vriendelike stad met die wind. Ja, en ek moet sê ek is mal oor PE. Ek was nog altyd, ek het vir 8 jaar in Kaapse kant toe gebly, maar teruggekom en so ja, ek dink PE is daai weggesteekte geheim wat hierdie perfekte kombinasie is tussen 'n stad en tog nog eintlik klein is. Maar ek sê vir my, sou jy jouself as 'n seemens beskou of 'n bosveldmens? Nee, definitief see. See. Ja, my ouers se huis is op die strand. Ek het as kind het ons nie in malls en voor TV's uitgehang nie. Ons het in die water, ons het gesurf en ons was op die strand en ons het vis gevang. So ja, definitief 'n buitemens en definitief 'n waterbaba en ja, mal oor die see. Wat het jy op universiteit studeer? Skakelwese bestuur. Skakelwese. Ja, public relations? Ja. Ja, so ja, dit nie eintlik ooit wel ek kan nie dit sê nie. Ek dink 'n mens dis iets een van daai goed wat jy in elke situasie in jou lewe eintlik maar gebruik. En ek dink dit is 'n baie diverse kursus gehad. Ons het besigheidstudie gehad, ons het sielkunde gehad. So ek dink daar's 'n klomp elemente wat jy tog elke dag gebruik in 'n besigheid, maar ek het nooit eintlik gepraktiseer nie. En ek dink een van die goed wat ek die meeste van die aanslag van PR van hou is waar 'n bemarker vir jou gaan sê hierdie is die beste produk. Gaan PR se hele beginsel is ons bemark met die waarheid. So jy gaan eerder vir die persoon sê vir dit wat jy betaal is hierdie 'n baie goeie produk om te koop. Dis waarde vir geld. Yes, dis waarde vir geld. So ek hou van daai aanslag. Ek bedoel een van die eerste reëls wat ons geleer word is jy werk met media, jy jok oor niks. En ek dink dit is regtig dis 'n kwaliteit van 'n eyster. Dit is Jy haal die woorde uit my mond uit want ek wou nou regtig sê dis presies wat die kwaliteite van 'n eyster onder andere is. Gepraat van eyster. So in my kop is die kwaliteite en die eienskappe van 'n eyster eintlik 'n Christelike waardes. ja. Wat sou jy sê watter ander eienskappe van 'n eyster besit jy? Ek dink ek is baie opreg. Ek dink ek is so opreg dat ek baie keer mense afsit. Ek dink baie mense sê hulle hou van eerlikheid, maar wanneer jy dit uitdeel dan is dit nie noodwendig altyd iets wat mense wil hoor nie. My ma gebruik altyd die uitdrukking aan sê sy vir my, wil jy my goedkeuring hê of my opinie? Want as jy my goedkeuring wil hê, gaan ek vir jou sê, ag, dis oulik. Maar as jy regtig my opinie vra, moet jy bereid wees om regtig my opinie te hoor en dan is dit nie altyd wat mense wil hoor nie. Ek dink daar's baie mense wat eerder maar net jou goedkeuring wil hê. Ek dink vir my is dit waardes om ek het so 'n lyntjie wat ek baie graag, jy weet, gebruik. As jy nie staan vir iets nie, gaan jy val vir alles. En jy weet, weer eens is nie altyd die mees populairste ding nie. Mense hou van mense wat lekker is om mee te kuier. Wat inval. Ja, en ek dink dit is belangrik om veral in vandag se tyd te weet wat is jou waardes en jy staan daarby, maak nie saak wat nie, want ja, en ek dink daar's 'n konsep in vandag se tyd dat ons goed doen ter wille van geluk. Jy weet, ons koop gou iets want dit gaan ons gelukkig maak en aan die einde van die maand dan is ons baie ongelukkig want nou is ons bankrot. Want jy buyer's remorse. Ja, ek dink regtig daar's 'n ding vandag van ek gaan nou hierdie ding doen want dit gaan my nou gelukkig maak en ek dink as 'n mens jou lewe baseer op die regte ding doen, gaan die geluk volg. En nie kom ons doen iets wat ons nou gaan gelukkig maak wat meeste van die tyd die verkeerde ding is en op die einde van die dag is die langtermyn effek daarvan dat jy eintlik baie meer ongelukkig is. Marijke, en besigheid. So jy is die eienaar van 2 vellies. Jy het baie werk ingesit om te wees waar jy is vandag met jou maatskappy. Hoe dit gebeur dat jy nou 'n entrepreneur of eienaar van 'n besigheid geraak het?
Ja, ek dink dit is 'n bietjie deel van hoe ek groot geraak het, soos ek genoem het, my pa het sy eie besigheid, so hy het ons van kleintyd af, ek was in die hoërskool gewees, dan moet ek hom help met liaseerwerk. So daar's 'n klomp beginsels wat my pa hulle van kleintyd af vasgemaak het in ons en hulle het altyd 'n baie oop en eerlike verhouding met ons gehad rondom hulle besigheid en jy weet hoe goed werk. So ek dink daar's 'n klomp goed wat vasgelê is in my grootword jare wat ek vandag op besigheid toepas. Ek dink ek het nog altyd half goed kon verkoop. Ek was op 'n stadium 'n eiendomsagent gewees. Ja, die hele kursus gaan en die hele storie en eintlik nogal goed gedoen. So waar dit begin, ek wou eintlik 'n butiek gehad het. Dit was nog altyd my idee is om unieke klere te verkoop, maar nie teen R3000 'n rok nie, want die logiese sy in my kan nie dink hoekom enigiemand R3000 vir 'n rok gaan spandeer nie, of kan spandeer nie, of moet spandeer nie, come to think about it. So ja, toe het ek 'n vernoot gehad wat oorspronklik met die idee gekom het van eerder skoene en in retrospek dink ek dit was 'n goeie besluit want ek sê altyd jy weet klere is 'n moeilike ding. Jy sien iemand met 'n ding aan hulle lyf en dit lyk ongelooflik goed. En dan trek jy daai selfde ding aan jou lyf en dan lyk dit ongelooflik sleg. So soos wat ons elkeen uniek gebou is, Natuurlijk. pas sekere goeders by een lyf en nie by 'n ander lyf nie. Maar skoene vra nie, skoene verstaan. So Ja, ja, dis mooi. ek het nog altyd 'n liefde gehad vir skoene. En nog altyd, jy weet, as ek 'n slegte dag het dan koop ek 'n paar skoene, as ek 'n goeie dag het dan koop ek 'n paar skoene. So dit was half 'n organiese beweging. En ja, Fannies is 'n egte Suid-Afrikaanse produk. En dit is so praktiese ding. Daar's baie mense wat vir my sê, o, Fannies is nie regtig hulle ding nie. Dan sê ek soos, ja, net wat jy begin het, dan gaan jy nie ophou nie. So daar's baie voordele vir die natuur en vir jou eie liggaam om 'n ordentlike skoen te dra. Omdat Fannies 'n natuurlike produk is, haal dit asem byvoorbeeld aan jou voet. So dis baie gesonder. Jy het nie daai klammerigheid as jy hulle gedra het nie. Daai ou Inteendeel, reukie soos hulle sê. die reukie, maar die reukie kom by met gesondheidsprobleme soos Ja. vog en waar vog is, weet ons mos nou Groei goed allerlei goggetjies. wat nie moet nie. Ja. So daar's baie voordele daaraan en ja, dis 'n lekker ding om te verkoop want jy glo daarin. Ek dink nie mense sal ooit verstaan wat 'n uitdaging is dit om 'n huishouding en 'n besigheid gelyktydig te moet bestuur nie. Ek dink egter dat dit jou 'n insig gee in ander mense se lewe. Ek verstaan my personeel se struggles rondom 'n ma wees en moet werk en as gevolg van die feit dat jy half heeltyd hierdie kontrasterende idees moet bemeester. Ek het eendag vir 'n vriendin vir my gesê hierdie konsep van balle. Jy het altyd 'n bal wat jy in die lug moet hou en van die balle kan jy laat val en hulle gaan terugbons en ander breek. So ja, dis 'n uitdaging. Dis 'n uitdaging om 'n besigheid te hê, dis 'n uitdaging om nog steeds sosiaal te verkeer, dis 'n uitdaging om gesond te lewe en gesond te eet en ja, ek So, wat lê voor vir twee Fannies? Wat is jou planne? Wat is my planne? My planne is altyd nog 'n bietjie buite sit. So ek dink daar's 'n reël van wanneer is genoeg en wanneer is jy groot genoeg dat jy nie die uniekheid en die karakter van 'n besigheid verloor nie. So ek sal graag nog 'n winkel of twee wil bysit, maar ek begin al hoe meer te besef mense moet versigtig wees dat dit nie dan te veel is nie en dat dit nie my fokus nie so verspreid is dat die pap op die grond val nie. Natuurlik. Ek is besig om konstant die reeks uit te brei. So ons het 'n paar nuwe goeders. Ons het 'n paar goed veral aan die man se kant wat ek baie opgewonde is. Onder andere 'n baie breë skoen. So een van die goeders wat ek dink twee Fannies regtig uniek maak is ek het gaan luister waaroor kla die mense. So in Suid-Afrika is ons oor die algemeen het ons maar kaalvoet geloop as kind en ons het breë voete. En dan wil hulle hê ons moet in wat hulle noem die European cut inpas wat so smal is en nou traan jou oë en dis ongemaklik en 'n skoen moenie ongemaklik wees in jou voet nie. So soos dit is een van die goed spesifiek in ons mansreeks wat ons doen is om die skoene breed te sny. Dit is vir die mans net gemakliker. En ja, ek dink dit is een van die goed wat nogal uniek is aan ons skoene en nou is ek besig om 'n reeks uit te bring wat nog breër is. So uit en uit vir die ouens wat daai probleemvoete het van 'n skoen druk om teen die aand dat sy oortraan. Marika, wat sou jy sê is soos hulle in Engels sê jou pet hate? Wat is dit wat jou afsit van miskien mense of dinge in die lewe wat gebeur? Wat is daai groot ding?
Ek dink hoe ouer ek raak, hoe groter probleem het ek met sosiale media. Wat so 'n bietjie van 'n kontrasterende ding is, want ek self gebruik dit vir bemarking en vir besigheid, maar ek dink ons 'n regtige probleem dat mense hierdie prentjies skets van hulle lewe en skets van hulle self op sosiale media en dat dit nie die werklikheid is nie. En ek dink, jy weet, veral ons vrouens, ek dink ons grootste probleem as vroue is dat ons baie krities is op onsself. Jy weet, daar's 'n sê ding van it didn't happen if it didn't happen on Facebook. As jy in 'n verhouding is, moet jy dit op Facebook sit of jy's nie in 'n verhouding nie. As jy getoer het ergens heen, moet dit op Facebook kom of dit het nie gebeur nie. En dit skep 'n onrealistiese prentjie van die samelewing en dit is so moeilik om op die einde te onderskei tussen wat is rarig en wat is hierdie prentjie. Iets baie interessants is Lokka. Maar hoe dit gebeur dat julle saamwerk? So eintlik baie organies. Hulle het van my klere, as hulle klere op Facebook sit, dan sit hulle Porto Valleys by en ek het Mossel Boy se winkel oopgemaak en die dag toe nou vir my 'n Lokka uitrusting gekoop en ja, die organiese heen en weer plasing het begin en toe het ek op 'n punt gekom wat ek gedink het, ek wil graag hierdie vrou ontmoet. Ek dink daar's baie wat ons as vrouens by mekaar kan leer en ek het vir haar gekontak op Facebook en ons het 'n afspraak gemaak en ek het by haar gekom en vir haar gesê ek is nie hier om besigheid te doen met jou nie, ek wil by jou kom leer en ek wil met jou gesels en ja, Stellie is 'n wonderlike mens, ons is tot vandag toe nog steeds baie goeie vriendinne en ja, regtig iemand wie ek kan bel en kan sê, hoorie, help my, hoe doen jy hierdie? Wat is jou ervaring hier? Hoe het julle hierdie probleem oorbrug? En ek hou van Lokka se klere, ek dra dit vreeslik graag self. Dis vir my 'n goeie produk teen 'n baie billike prys. En weer eens wat hulle ook doen is dis nie massiewe vervaardiging nie. Sy het fisies wat interessant is hulle druk die materiaal in Mossel Bay en die klere word self daar gemaak. So dis regtig 'n egte Suid-Afrikaanse produk. Wat ek sien is dat julle twee vrouens is wat definitief positiewe boodskappe van hoop uitdra. En ek dink dis belangrik in ons samelewing en daarom is jy 'n eister wat vir eisters gaan help om daai positiewe boodskap uit te dra. Want waaroor gaan dit aan die einde van die dag nie net oor onsself nie. Ek noem altyd dat ek dink dit is belangrik om die eister in jouself raak te sien. Jy moet selfrespek hê, jy moet van jouself hou. En dan kan jy die eister in ander mense raak sien. Ek moet oplet, ons het vroeër gesels oor skoene en die breedte van skoene, maar ek sal jy verklaar wat 'n nommer skoen draai, want ek het nou my oog het sopas jou skoen gevang en dis nogal redelik uniek. Ja, ek dra nommer 3. Nommer 3. Ja, so daar's altyd... Is dit die kleinste nommer wat jy vervaardig? Vir dames, ja. Daar's altyd 3's in my winkel en dis altyd vir my baie snaaks as iemand inloop, mans kom in en dan sê hulle soos, wat jou grootste nommer? Dan sê ek soos 'n nommer 12. Ja. Dan sê ek soos, ja, jy kan my koop, dis okay. En die sal is weer vir die vrouens aan die ander kant, hulle is altyd soos, ja, maar julle maak nie skoene in ons grootte nie. Dan sê ek soos, Glo my, ek doen. So Marika, baie dankie, dis lekker om met jou te gesels en dankie dat jy 'n eister is en die boodskap uitdra daar na buite. Baie dankie vir die idee. Ek dink regtig dis iets wat ja, ek dink mense is so maklik om foute sien in iemand anders en elkeen van ons is daar tog 'n element of 'n karakter wat regtig hulle uniek en spesiaal en mooi maak. En ek dink as ons meer konsentreer om die mooi in mekaar raak te sien, sal ons 'n mooier wêreld hê.